Namens die kerkraad net die volgende sake. Die afkondigings is soos wat u dit ontvang het. Ons vier vanoggend saam nagmaal. Lidmate wat met die nodige getuienis aansoek gedoen het, wat vanoggend saam met ons mag nagmaal gebruik, is Suster Jolanda Bartlett van Waterkloof gemeente en broeder en suster Loukie en Selma Dievenage van Naboomspruit. Dan het die kerkraad ook eervolle ontslag gegee aan Diaken Christian Labberskagni. En dan gee ons ook, broeder Christian is nou nie vanoggend hier nie, maar in sy afwesigheid gee ons ook dan vir hom losmaking uit die ampt van diaken. En dan vertrek broeder Christian en suster Caroline Labberskagni dan ook met attest na die Gereformeerde Kerk Pietersburg Noord. Dan het broeder Jan en suster Cornelia Stein ook gemeenskap met die Gereformeerde Kerk opgesê. Verjaarsdag. Vandag is dit broeder N.W. Ligtelm wat verjaar. Woensdag suster Renée Lessing. Donderdag suster Anne-Marie Vermaak en Vrydag broeder Richard Hudson. Ons wil vir hierdie broeders en susters ook hartlik geluk sê met hulle verjaarsdag hierdie week. Ons bid hulle die seën van die Here toe op die nuwe lewensjaar. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefde broeders en susters, genade en barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 33, ons sing die tweede vers. En dan doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely nou ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan, uit die dood opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die Here se wet. En dan antwoord ons uit Psalm 79, die 5de en die 6de vers. 79 vers 5 en 6 na die wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae met jou arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Mag nie jou naaste se huis begeer nie. Mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Kom laat ons saam bid. Here, ons Vader wat in die hemel is, barmhartige God, U wat die koning is van alle konings en die Heer van alle here, die vors van alle vorste, U wat die bewaarder van Israel is, wat nie sluimer of slaap nie. Here, ons dank U dat U nag en dag so getrou oor ons waak. Ons dank U dat U ons na liggaam en siel versorg met alles wat ons nodig het. U maak U hand oop en U voed en klee ons met ons daaglikse brood, met dit wat ons nodig het in hierdie lewe. Maar U voed en versterk ons ook in die geloof met ons Here Jesus Christus, die brood van die lewe. Ons dank U, Here, dat ons vanoggend weer hierdie brood kan ontvang vanuit U woord in die skriflesing en in die prediking tot versterking en tot die werking, tot die opbou van ons geloof. Maar ons dank U dat U dit ook wil versterk met die tekens van die brood en die wyn wat ons in die geloof bring by die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus. Here, ons dank U dat U vriendelike aangesig oor ons skyn, ons wat skarlakenrooi van sonde is, dat U ons wit was in die bloed van Christus soos wit wol, soos sneeu, dat ons voor U aangesig in hierdie erediens kan verskyn en as gaste vanoggend aan U tafel kan aansit sonder vrees, dat U heiligheid ons oor ons sonde sal verteer. En Here, ons bid U dan, dat U sal gee, dat ons diepte van ons ellende sal ken, dat ons altyd ons redding en saligheid buite onsself in Christus sal soek, en dat ons al die dae van ons lewe sal bestee om in alle geregtigheid en heiligheid dankbaar voor U te lewe. Gee dat ons doel van ons lewe altyd sal wees om U eer te verbrei. En Here, dat U koninkryk sal kom en U naam geheilig word. Verlig ons harte dat ons alle werke van die duisternis sal aflê en as kinders van die lig in alle godsaligheid in 'n nuwe lewe deur die Gees sal wandel. Here, gee dan nou U seën by die verkondiging van U goddelike woord, vertroos ons harte, versterk ons, vermaan ons, bekeer ons. Ons vra hierdie dinge met die wete, ons verdien niks, maar ons Here Jesus Christus het dit vir ons alles aan die kruis op Golgotha verdien. Hoor ons dan ter wille van sy naam alleen. Amen. So vanoggend weer saam lees uit die brief van Judas. Ons het verlede week in die voorbereiding ook by die brief van Judas stil gestaan. Enkele verse, ons lees vanoggend weer daaruit saam. Vers 3 en 4 en ook 12 tot 16. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof
wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is, want sekere mense het ingesluip, wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense, wat die genade van ons God verander in ongebondenheid en die enigste heerser God en ons Here Jesus Christus verloon. En dan 12 tot 16, dit gaan nou oor hierdie mense wat ingesluip het, wat vers 4 van praat, wat ons verlede week wat gehoor het, wat genade in ongebondenheid, in losbandigheid verander. Ons het verlede week daarby stil gestaan. Nou sê hy van hulle is skandvlekke in julle liefdesmaaltye, wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voer, waterlose wolke deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer wat sonder vrugte is, 2 maal gestorwe, ontworteld, woeste golwe van die see wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. En Henog, die 7de van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000 talle om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf, oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla en volgens hulle begeerlikhede wandel, en hulle mond spreek trotse woorde terwyl hulle mense vlei terwille van voordeel. Ons teksvers, ons staan stil vanoggend by die nagmaalsdiens by 12 en 13, wat sê, hulle is skandvlekke in julle liefdesmaaltye, wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voer, waterlose wolke deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer wat sonder vrugte is, 2 maal gestorwe, ontwortel, woeste golwe van die see wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Broers en susters, ons weet ons Here Jesus Christus het self by geleentheid gesê dat in die kerk van die Here is daar die skape en die bokke. Met ander woorde, blote uiterlike kerklidmaatskap is nie gelyk aan die name wat in die boek van die lewe opgeskryf is nie. En dit is hoekom dit gebeur, en ons het dit verlede week in die brief van Judas gesê, dat daar ook goddelose mense in gemeentes is, in die kerk van die Here is. Judas het gesê dat hulle sluip in die kerk in. En dit is hoekom as ons onsself moet voorberei om aan die nagmaalstafel van die Here aan te sit, dan moet 'n mens vir jouself die vraag afvra, is ek maar net hier vir vroom skyn in die kerk, wat uiteindelik verdwyn? Of het ek die ware geloof deur die genade van Christus, wat vanoggend ook gevoed word aan die nagmaalstafel van die Here? En nou het ons verlede week gesê, daar is mense wat sê, genade is ongebondenheid. Ons het gepraat verlede week in die diens oor die moderne mens wat nie meer gebind wil wees ten diepste aan die wet van God nie. En wat glo jy kan maar lewe soos jy wil. En jy kan maar aan die nagmaaltafel aansit met 'n lewe wat jy lewe soos jy wil. En nou gebruik Judas in vers 12 en 13 eintlik skokkende beeldspraak om hierdie skyn in die kerk te ontmasker. Want skyn kan nie vir ewig standhou nie. En die beelde waarmee hy in ons teksverse die skyn verduidelik en beskryf,
is alles iets wat aanvanklik baie belovend lyk, maar wat teleurstel en waarmee jy bedroe uitkom. So kom ons kyk eers na hierdie vergelykings waarmee hy diegene beskryf wat die genade in losbandigheid verander. En dan gaan kyk ons wat vanoggend nagmaal vier om Christus se genade werk te herdenk wat ons hieruit moet leer. Nou in vers 12 sê hy, hulle is skandvlekke in julle liefdesmaaltye wat sonder vrees saam fees hou. Nou die liefdesmaaltye was etes wat verbind was aan die nagmaal, want die nagmaal self is ook 'n liefdesmaaltyd. Nou handel Judas oor lidmate wat skyn vroom aan die liefdesmaaltye en aan die nagmaal aansit. Vroom met die mond, maar nie vroom met die lewenswandel nie. Want hulle leef nie uit genade nie, maar in losbandigheid, los van God. En nou sê hy, die Afrikaans vertaal die Grieks hier, hulle is skandvlekke, vuilkolle aan die liefdesmaaltye. Maar broers en susters, dit is eintlik nie die diepte van die woord wat hier in Grieks gebruik word. Dit lyk asof die vertalers van die Bybel hierdie vertaling aangepas het by dit wat 2 Petrus ook sê, 'n woord wat hy gebruik wat skandvlekke beteken. Nou Judas het vrylik van Petrus se brief gebruik gemaak en nou die vertalers daarbey aangesluit dat hy dieselfde as Petrus bedoel, skandvlekke, vuilkolle by die maaltyd. Maar Judas gebruik eintlik in die Griekse ander woord, want hy het nie Petrus gaan oorskryf nie. Hy het nie gekopie en gepaste soos ons vandag sou sê in rekenaartaal nie. Hy het selfstandig van Petrus se brief gebruik gemaak en sy eie woorde gekies. En nou gebruik hy 'n woord wat baie lyk na die woord wat Petrus geskryf het, maar wat heeltemal anders verbuig word en wat die meeste Engelse vertalings dan ook reg vertaal het. 'n woord wat uiteindelik beteken verborge rotsbanke of verborge rif. Judas sê nie hier dat diegene wat die liefdesmaaltye met vroom woorde en skyn bywoon net vuilkolle aan die nagmaal is nie. Hy sê nee, dit gaan dieper. Hulle is soos 'n verraderlike rotsbank net onder die wateroppervlak. Nou weet 'n mens, wat doen so 'n rotsbank net onder die wateroppervlak? Dit lyk of daar water oor is en dan kom die skip en dan ry hy in die rotsbank, vaar hy in die rotsbank vas. En dit is wat Judas hierso sê, dat mense wat in vroom skyn aan die nagmaal aansit, maar hulle lewe getuig nie daarvan dat hulle vroom is nie. Hulle sal die geloof van lidmate laat skibreek kan lei en die egte gemeenskap met Christus aan die liefdesmaaltyd op die rotse laat loop. Hulle verlei lidmate, bring ook die gemeente onder die oordeel, omdat hulle vals aan die tafel van die Here aansit met verharde losbandigheid. Dis tog hoekom die kerkraad met huisbesoek doen en kan getuig oor lidmate en hoekom lidmate afgehou word van die nagmaal, dat die gemeente nie ook 'n oordeel oor hulle self eet en drink as die kerkraad weet iemand mag nie nagmaal gebruik nie. En dan sê hy hier presies dit wat sê, moenie 'n oordeel oor jouself eet en drink nie, en moenie aan die tafel kom aansit dat ander onder die oordeel van God kom nie. Dan sê hy, hierdie verraderlike rotsbanke, hierdie lidmate wat genade en losbandigheid verander, in plaas van heilige gemeenskap aan die nagmaaltafel, laat hulle dit skibreek lei soos 'n skip wat op 'n verborge rif onder die see op die rotse loop. Dis hoekom hy die eerste
daarteen waarsku, die mense wat insluip, vroom woorde praat, maar nie vroom lewe lei nie, verborge rif onder die see, wat die hele gemeente op die rotse kan laat loop. Die tweede vergelyking wat hy hier maak, kom ongelukkig in die vertaling ook nie baie duidelik uit, as hy sê mense wat hulle self voer nie. Dis nie 'n verkeerde vertaling nie, is net nie, hy gee net nie die diepte nie, want die letterlike vertaling is eintlik mense wat hulle self wyding verskaf. En dan bring dit jou ewe skielik terug by Esegiel 34, waar Esegiel geprofeteer het teen die amptdraers in die tyd voor die ballingskap. Die amptdraers wat die kudde moes opgepas het as herders, maar wat het hulle gedoen? Esegiel sê hulle het vir hulle self wyding verskaf. Hulle het nie die skape laat wy nie. Hulle het uiteindelik die skape opgeëet en hulle met die wol gekleef van die skape, sê Esegiel. Hulle het nie vir die skape omgegee nie. En nou sê Judas, hierdie mense gee voor dat hulle die beste vir die kudde van God soek, maar hulle is op hulle eie voordeel uit. En hulle gee nie om aan die nagmaalstafel aan te sit en hulle broeders en susters in gevaar te stel en onder die oordeel te bring nie. Want dit gaan nie vir hulle om die voordeel van die gemeente nie, maar hulle leef net vir hulle self. Dis die tweede beeld wat hy hier beskryf. Dan die derde een sê hulle is waterlose wolke deur die wind rondgedrywe. Nou broeders en susters, ons almal ken daardie wolke wat so belovend aan die lug verskyn, aan die hemel, dat ons verwag, daar kom verfrissende reën, en as jy weer kyk, is daardie wolke weg. Nou sê Judas, daardie mense met hulle vroom praatjies, maar losbandige lewenstyl, hulle beloof jou 'n wonderlike lewe, maar aan die einde van die dag laat hulle jou droog en dor agter. Dis hulle van wie Jesaja praat, wat die gelowige geld laat afweeg vir dit wat nie brood is nie, en laat arbei vir wat nie versadig nie. En dit sluit aan by die volgende beeld, bome in die nasomer wat sonder vrugte 2 maal gestorwe ontwortel is. Aan 'n boom in die vroeg herfs verwag mens nog vrugte. Iemand wat honger en dors het en so 'n boom gewaar, stap vol verwagting daarna toe om die laaste vrugte te pluk om hulle self te versadig, en dan is die teleurstelling, daar's niks. En dis wat Judas sê, so gaan dit met skynheiligheid in die kerk. Hulle wek hoë verwagtings, maar jy kom bedroe uit. Jy sal nooit vrug aan hulle hoef te verwag nie, want Judas sê hulle is 2 maal gestorwe. Hulle is nie maar soos 'n boom wat in die winter in rus ingaan en dan vrugteloos is en lyk asof hy dood is, maar in die lente weer lewe kry nie. Hy sê nee, hulle is 2 maal gestorwe. Daar's nie vrug nie en daar sal ook nie vrug aan hulle groei nie, want hulle is aan die wortel afgesny. En dan sy volgende beeld sluit weer by Jesaja aan. Woeste golwe van die see wat hulle eie skande opskuim. Jesaja 57 vers 20. Die goddelose is soos 'n onstuimige see, want dit kan nie tot rus kom nie. En sy waters gooi slyk en modder op. Hoe indrukwekkend, broeder en suster, as jy daar op die strand staan en die golwe kom nie na jou toe aan nie. Dit lyk so bruisend en lewendig. Maar as daai golf terugtrek, gaan kyk bietjie hoeveel skuim, vuilheid bring hy na die oppervlak. Na 'n storm op die see, dan bly net die vuilheid en die skuim en al die gemors agter wat die branders uitgebring het. En nou sê Judas, is dieselfde met skynheiligheid in die kerk. Dit lyk asof mense opbruis van lewe en ander beïndruk met hulle optrede, maar hulle veroorsaak eintlik besoedeling in die gemeente. Hulle praat vroom, maar leef soos hulle wil, dra niks by tot die gemeente se welsyn nie.
En dan die laaste vergelyking, dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Hierdie dwaalsterre beteken eintlik meteoriete, verskietende sterre, nie die vaste ster wat elke aand op sy plek skitter nie. Nou kan jy nou dink, die ou skeepvaarders wat hulle rigting met die sterre bepaal het, hoe sal hulle nou verdwaal as hulle nie na die vaste sterre gekyk het nie, maar volgens die verskietende sterre, die meteoriete, hulle roete wou bepaal. En dit is hoekom Judas ook sê, maar skyn vroomheid dra niks by om mekaar in die gemeente op die regte pad te lei volgens die vastighede van die woord nie, maar hierdie mense laat mense afdwaal deur hulle skynheiligheid. En wie hulle deur hulle laat saam sleep is op pad na die donkerheid van die ewige duisternis, want alle vrome skyn sal eendag verdwyn. God laat vroom skyn, dis wat hier eintlik bedoel word, in die ewige buitenste duisternis van die hel verdwyn. Nou broeder en suster, as ons hierdie beelde nou op onsself wil toepas, dan gaan dit eerstens vanuit ons teksvers daaroor dat 'n mens nie in sulke skyn wat van genade praat, maar banneloos leef en uiteindelik verdwyn en in die buitenste duisternis eindig, dat 'n mens dit nie moet navolg nie. Maar wat moet jy navolg? Jy moet vashou aan die betroubare woord van die Here en die oog hou op die leidsman, Jesus Christus, die leidsman en volëinder van die geloof. Want alleen as jy op hom die oog hou, dan bly jy op die pad wat vir God welbehaaglik is en wat uitloop in die ewige lewe terwille van Christus se soenverdienste. So dis die eerste, moenie hierdie dwaalsterre en hierdie golwe wat net vuilheid uitbring en al die bome wat afgekap is, moenie dit navolg nie. Volg die woord van die Here na, want hy is betroubaar. Dis wat die pad van die lewe. Die ander loop uit op die dood. Maar verder moet ons ook let dat ons vanuit die genade van Christus opreg sal lewe vanuit die woord, waarlik vroom met lewe en daad en nie net vroom met die mond nie. Ons moet self nie dwaalsterre wees nie. As ons nou by die dwaalsterre kan begin, ons vat dit nou van agter af vorentoe. Ons moet nie dwaalsterre wees nie, ons moet leef soos Daniël 12 vers 3 ons leer. Die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel en die wat baie tot regverdigheid lei soos die sterre vir ewig en altoos. Met ander woorde, ons moet nie 'n dwaalster wees nie, maar met die vastigheid van die woord baie tot regverdigheid lei. En Filippense sê, daarvoor moet jy onberispelik en opreg wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Wat moet ek doen? Ek moet die verlossingslig van Jesus Christus afstraal, aanhoudend elke dag. En ek moet verander 'n navolgenswaardige voorbeeld wees. 'n Disipel wat in die voetspore van Jesus volg, waarvan die mense sê, ons sien, jy volg die Here en ons wil agter julle aankom. Nie dwaalsterre nie, maar soos die sterre wat vas staan vir ewig en altyd. Ons moet in ons godsdiens ook nie woeste golwe van die see wees, wat een oomblik opbruis en met die mond goeie en vroom voornemens uitspreek nie. En dan laat jy uiteindelik nuttelose vuil skuim, besoedeling van die sonde agter nie. Jy moet ook nie soos 'n dooie vrugtelose boom wees nie, maar daar moet dankbaarheidswerke na God se woord en wet wees, deur die Gees, omdat Christus ons verlos het. Jy moet elke dag die vrug dra van geloof, hoop en liefde. En broeder en suster, in plaas daarvan om 'n waterlose wolk te wees soos die skyngelowige, moet ons vol wees van die woord en die Gees, dat dit uitstroom na ander, soos Christus van die ware gelowige geleer het in Johannes 7 vers 38, as jy vol van die woord en Gees is, dan sal daar strome van lewende water uit jou binneste na ander toe vloei. Ons moet nie in die kerk wees soos die herders in die Esegiel se tyd in die skyn
vroom is om eie voordeel te soek nie, om net onsself te laat wy nie. Ons moet vir mekaar omgee, mekaar se laste dra. Dis wat Christus in Galasiërs 6 gesê het, mekaar opreg bedien as profete, priesters en konings. So jou godsdiens moenie net woorde wees nie, moenie lippediens wees nie, moenie vroom praatjies wees nie, moenie skyn wees nie, dit moet opreg wees. Want as jy in skyn God dien, vroom met die mond, losbandig in die daad, dan eet en drink jy aan sy tafel 'n oordeel nie net oor jouself nie, maar dan is jy soos 'n onsigbare rotsbank onder die see wat die gemeente se liefdesmaaltyd van nagmaalsviering laat ontheilig en God se toorn teen 'n gemeente opwek. So broeder en suster, as ons kan saamvat, ons moet die Here opreg dien vanuit die genade van Christus. Nie met skyn nie, nie banneloos nie, want skyn verdwyn in die buitenste duisternis, maar die pad van dankbaarheid vir die genade van Christus, dit is die pad van die ewige lewe. Amen. Kom ons dank saam. Here, ons dankie vir u woord, wat vir ons vanoggend weer die fakkel is, wat sy ligglans voor ons dra, wat voor ons voet die duisternis op ons lewenspad verjaag. Here, gee tog dat ons die lig van Christus afstraal, skyn soos die sterre aan die hemel, wat die glans van die son weerkaats, dat ons so die glans van ons Here Jesus Christus weerkaats, waar ons as getroue opregte disippels in sy voetspore volg, waar ons voorbeelde is van sy liefde en genade teenoor almal en alles wat op ons pad kom. Ons bid, Here, dat u sal gee dat ons nie van genade losbandigheid sal maak nie, maar dat ons sal weet deur die genade van Christus is ons gered en leef ons dankbaar, gebind aan u gebooie. Ons bid dan, Here, dat u ons so sal seën elke dag, dat u ons so sal lei in ons lewe, in ons werk, waar ons ook in die week beweeg. Geef vir ons daardie genade om te lewe vanuit u woord, om mekaar se laste te dra, op mekaar ag te gee, om in liefde teenoor u en ons naaste te lewe. Here, ons bid dat u ons so sal seën, dat u elkeen in sy arbeid sal seën. Ons bid vir ons kinders in die gemeente wat ook nou besig is met rekordeksamens, o Here, wat ook moet rekenskap gee van 'n hele skoolloopbaan wat agter hulle rug lê. Ons bid dat u hulle ook in besonder krag en genade in hierdie tyd sal gee, dat hulle ook dit na die beste van hulle vermoë sal kan doen. Ons bid vir al ons kinders wat toetse skryf, rekenskap van 'n jaar se werk moet gee, wil hulle ook seën. Here, ons bid dan dat u ons in ons land wil seën, vir ons ruimte wil gee te midde van al die onheil en geweld, en gee dat u koninkryk ook in hierdie land sal kom. U naam al hoe meer geheilig word waar u die duiwelse werke verbreek, en dat ons die wil sal soek en volbring. Waar ons nou aan die nagmaalstafel gaan aansit, dan dank ons u dat u ons wil voed met die liggaam en bloed van Christus in die geloof, net soos wat wyn en brood ons liggame voed. Ons bid dan, Here, dat ons met opregte harte sal aansit aan u tafel, dat ook hierdie nagmaal sal wees vir ons tot opbou van ons geloof, tot opbou van die gemeente, maar bo alles tot die eer en die verheerliking van u naam. Hoor ons dan so, as ons tot u roep in die vergifnis van ons sonde, ons bid dit om Christus wil. Amen. Kom ons sing nou vervolgens Psalm 50. Ons sing uit Psalm 50.
ons sing daarvan die 11de vers, hy wat sy dank my offer met 'n hart gestem tot lof en prys, wat op sy weg en wandel het, hy is dit wat my eer bewys, en daar hy op my guns vertrou, sal hy met vreug my heil aanskou. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingwoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons moet 'n diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sonde alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel, maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godlasteraars, skeurmakers in kerk en staat, mynediges, ongehoorsaames, moordenaars, twissoekers, egbreekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowe, dowwelaars en gierigaards om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarom erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes, begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal, wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis.
Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sonde daarin vas te naal, so het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sonde en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Kom, laat ons nou eers voor God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons die kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms wanneer hy ons in die ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing nou saam uit Psalm 43, die 3de en 4de vers, en daarna gaan ons saam die nagmaal vier.